Goeiedag en baie welkom. Lees saam met my. En dadelik toe hulle uit die sinagoge uitgegaan het, kom hulle saam met Jakobus en Johannes in die huis van Simon en Andreas. En toe dit aand geword het en die son onder was, het hulle na hom gebring almal wat ongesteld van duiwels besete was. En die hele stad het by die deur saamgekom. En baie wat aan allerlei siektes gelei het, het hy gesond gemaak en baie duiwels uitgedryf en die duiwels nie toegelaat om te praat nie, omdat hulle hom geken het. En vroeg in die môre nog diep in die nag het hy opgestaan en uitgegaan en na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. En Simon en die wat by hom was, het hom gevolg. Hier gebeur so baie in hierdie skrifgedeelte. Maar let op hoe Jesus die lewe en sy bediening saam met ander doen. Hy kies dit. Hierdie skrifgedeelte gebeur net nadat hy die disippels kies. En hier was hulle eers in die sinagoge. Met ander woorde, hulle was kerk toe. En toe gaan hulle na iemand se huis toe, saam as nuwe vriende, die disippels. En toe gaan hulle weer op pad. Hulle was saam. Hoe besonder moes dit wees om so saam met Jesus te stap en toe te laat dat hy hulle vorm en leer. En is dit nie so nie, ons word gevorm in verhouding met Jesus en met mekaar. Hierdie vers bly by my uit Johannes 15 vers 15, waar Jesus sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, ek noem julle vriende. Jesus het doelbewus daarna gestreef om 'n vriend te wees. En hy het dit op soveel verskillende maniere gedoen. Het jy al opgelet hoe hy dit in die evangelies doen? Hy bring tyd saam met hulle deur, die wat naby aan hom is. Hy gaan saam met hulle op uitstappies. Hy eet saam met hulle. En ek wonder soms wanneer hulle so van dorp tot dorp gestap het, watter stories het hulle gedeel? Hulle het sekerlik ook lekker saam gelag. Hy spandeer tyd met sy mense, met sy vriende, met die 3, met die 12 en met die 70. Dit was vir hom 'n prioriteit. Ek dink nie vriendskappe groei as ons nie tyd daaraan gee nie. En dalk is daar iemand hier vandag wat eensaam voel. En dalk nooi Jesus se voorbeeld vir jou en vra dit van jou om ergens doelbewus tyd te maak om 'n vriendskap te kweek. Hoe kan dit in jou lewe lyk? Daar waar jy is. Hoe kan jy die lewe saam doen? Jesus het vriendskappe gebou deur werklik belang te stel in ander mense. Hy het nie soseer probeer om mense te laat belangstel in hom nie. Hy het belang gestel in hulle. Het jy opgelet hoe gereeld hy vra? Hy vra, wat soek julle? Wat begeer julle? Hoekom huil jy? Wil jy gesond word? Hy is altyd op die ander gerig en ingestel. En ek dink iets baie gesonds gebeur wanneer ons ophou om ander mense geïnteresseerd in onsself te probeer kry en eerder opreg, werklik opreg, belangstel in ander. Jesus kyk verder as die foute van sy vriende. Hy verwag nie dat hulle perfek moet wees nie, hy leer hulle keer op keer. Hy maak hulle deel van wonderwerke, hy laat toe dat hulle hom volg. En kom ons wees eerlik, as Jesus verwag het dat sy vriende perfek moes wees, sou hy eintlik geen vriende gehad het nie. Hulle het hom keer op keer teleurgestel en nie verstaan nie besef waarmee hy besig is nie, maar het nie opgegee op hulle nie. En ek dink soms, wanneer ons dink aan die lewe saamleef, dan soek ons perfekte mense, of ons soek 'n perfekte kerk. Ons jaag 'n prentjie na van wat ons besluit het dit moet wees. Maar daar word mos gesê, as jy die perfekte kerk kry, moet dit asseblief nie join nie, jy gaan dit bederf. Want ons is almal tog gebroke. Maar tog is daar iets besonders moontlik. Ons kan mekaar lief hê in hierdie gebrokenheid. En selfs kom op plekke van hierdie vriendskappe, waar ons mekaar kan geniet te midde van nie perfek wees nie. In Jesus se lewe sien ons 'n voorbeeld. Ek dink daar is vir ons 'n boodskap hierin. In oomblikke wanneer ek alleen is, hoor ek Jesus vir my sê, Tarien, reik uit na iemand in vriendskap, reik uit, bou verhouding, wees 'n vriendin, probeer om van jouself te gee tyd daaraan, stel belang. Kyk verby onvolmaaktheden. En op een of ander manier, op een of ander manier vorm die Here my om in daardie verhoudings te leef.
Die wêreld sê, hoe meer mense jy beïnvloed, hoe belangriker is jy. Jesus sê die diepte van jou impak word bepaal deur die kwaliteit van jou naby verhoudings. Ek wonder, wie is die mense wat help vorm wie jy besig is om te word? Dink weer aan Jesus, wat saam lewe, sinagoge toe gaan, wonderwerke doen, een kant gaan, toelaat dat sy disippels hom volg en verder bedien. Kyk na hierdie beweging, wat sê Jesus se lewe vir jou nou? Wie is die mense wat hy jou nooi om saam mee te bedien, om saam mee te loop, om saam mee te gaan, om saam na hom toe te draai? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u kies om u groot en liefdevolle werk saam met mense te doen. Dankie vir die voorbeeld wat u vir ons gee en hoe u met u disippels werk, met u vriende, met u gemeenskap. Dankie dat u ook vir ons mense gee, Here, wat ons vorm. Here, wys ons waar in ons lewe u vir ons nooi om meer intentioneel te wees. Waar, Here, is u besig om ons lief te hê deur mense? Waar is u besig om ons te roep om ander so lief te hê? Dankie, Here, vir die geskenk van verhoudings. Ons bid dat u ons sal help onderskei wat nou nodig is en goed is en reg is, terwille van u koninkryk, terwille van u mense. Heilige Gees, lei ons asseblief. Amen.